Alle vrede en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sit ons woorde voor die staan. Dierbare God en Vader, Here, hoe bevoorreg is ons in hierdie dag, Here, om vir 'n wyle, Here, voor U grootheid en die almagtigheid, Here, U liefde en U genade te kan staan. Here, ons is vanoggend klein voor U magtige teenwoordigheid. Here, ons voel vanoggend waarskynlik swak. Maar Here, dankie vir U krag, Here, wat tot volle werking in ons kom. O Here, U het vir ons gedra deur 'n week. U het ons gedra, Here, deur 'n onbekende nag. En Here, hier kan ons vanoggend weer vir U in die oë kyk. Here, ons is vanoggend hulpbehoevend, Here. En Here, ons smag net vanoggend na U genade. Here, dankie dat U vanoggend na ons toe kom met genade, Here, U woord. Here, wat U na ons spreek tot ons harte. Ons bid dit kinderlik in Jesus naam. Amen. Broers en susters, die woord van die Here sê in Jesaja 40 vers 8: Gras word dor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig staan. Ek het hierdie afgelope tyd, het ek so 'n bietjie op hierdie week, het ek so 'n bietjie gedink aan die lewe. En ek het, wanneer is dit eergister, het ek daar by die vulstasie draaiing gemaak. En die brandstofprys is op. Het jy dit gesien? En ons weet ons brandstof was redelik duur. En ek het by die winkel het ek 'n draai gaan gemaak. En ek het gesien, die kospryse is op. Ek het by hierdie kragkantoor, die elektrisiteitskantoor 'n draai gaan gemaak. En ek het gesien, die krag is op. Alles is op. Maar weet jy, die genade van God bly altyd dieselfde. Die genade van God is altyd gratis. En vanoggend, sonder dat ons dit verdien of werd is, ontvang ons genade uit die hand van God uit. Ons hoef nie vanoggend met geld te kom om die genade van God te kan ontvang. Want die genade van God is gratis. As u nie bewus is nie, wil ek vandag aan u as 'n Christen sê, as u 'n Christen is, kom ek begin so, dan is u altyd betrokke in 'n oorlog. Laat ek vir u vandag dit sê. When you are a Christian, you are always in a battle. Jy is altyd op 'n battlefield. And in this battle, you can't fight until you are tired. But you have to fight until your last day. Jy moet veg, as ek dit so kan stel, tot die dag van jou dood toe. En hierdie stryd is 'n stryd van lewe en dood. Hierdie is 'n stryd, geliefdes in die Here, is 'n stryd teen evil. Dit is 'n geveg tussen reg en verkeerd. Dit is 'n geveg tussen God en Satan. Dit is 'n geveg tussen gees en vlees. It is a battle between the world and the word of God. Maar as 'n Christen veg ons nie met swaarde en wapens nie. As 'n Christen veg ons nie met swaarde en wapens nie. Ons veg met die woord van God. Ons veg nie op ons voete nie, maar ons veg op ons knieë. En ek wil vir u vandag sê, en in hierdie battle is God Immanuel, want God is elke oomblik met ons. Hy is met my wanneer ek reg is, maar hy is ook met my wanneer ek verkeerd is. Hy is met my wanneer ek vorentoe gaan, maar hy is ook met my wanneer ek agtertoe gaan. Hy is met my wanneer dit met my goed gaan, maar hy is ook met my wanneer dit met my sleg gaan. Hy is met my wanneer ek regop is, maar hy is ook met my wanneer ek kruip. Hy is met my wanneer ek sterk is, maar hy is ook met my wanneer ek
Hy is met my wanneer ek wen, maar hy is ook met my wanneer ek verloor. Hy is met my wanneer ek siek is, maar hy is ook met my wanneer ek gesond is. Hy is met my wanneer ek hartseer is, maar hy is ook met my wanneer ek vrede het. He walks with me. He talks with me. Hy is altyd met my, want God is Immanuel. Nou, vandag se teks leer ons oor wie God werklik is. God is Immanuel. Ek wil vandag praat oor die tema, die koninkryk van God is baie naby. Dit is wat die woord van God sê. En ek dink dat in hy teks wat net nog gelees het aan die middel, sê dit 2 keer dat die koninkryk van God is baie naby. Dit is wat dit sê. Nou in hierdie teks stuur Jesus 72 disippels uit. En nou vanoggend, liewe broers en liewe susters, stuur hy nog 72 uit. Ek en u. En wanneer hy hulle stuur, dan stuur hy hulle as Immanuel. En ek wil ook vanoggend vir u sê, wanneer hy vir ek en u stuur, dan stuur hy ook vir ons as Immanuel. En as die Here jou stuur, dan stap hy elke oomblik van die pad met jou. Jy is nooit alleen nie. God stap elke tree van die pad met jou. En in die teks sê, en hy stuur hulle 2-2 uit. Hy stuur hulle 2-2 uit. En ek wil vir u vanoggend sê, die Here stuur dikwels vir ek en u ook 2-2 uit. Hier sit man en vrou. Hier sit man en vrou, mense wie deur God saamgevoeg is, by mekaar gesit is. Die Here het julle 2-2 uitgestuur. God het julle saam uitgestuur. En as jy soms alleen is, as jy soms alleen voel, wanneer God jou gestuur het, onthou dat die Here met jou is, deur sy Heilige Gees. So dit is nog steeds 2-2. As jy alleen staan as 'n ouer, wanneer die maat nie meer daar is nie, onthou God is met jou deur sy Heilige Gees. Want God is Immanuel. En hoor wat sê die teks sê, hy stuur hulle na plekke waarheen hy op pad is. U het gehoor, hy stuur hulle na plekke waarheen hy op pad is. En ek wil vir u vandag sê, die Here is op pad. Die woord van die Here sê, die koninkryk van God is baie naby. En daar is so baie wat hom nog nie ken nie. Daar is so baie wat hom nog nie ken nie. Hulle hoor van God, hulle weet van God, maar hulle wil hom nie ken nie. Maar ek wil vir u vandag sê, die Here is op pad. Of ons hom wil ken of nie wil ken nie, die Here is op pad. Hulle noem hom Here, maar hulle doen nie wat hy sê nie. Daar is nog so baie wat nog nie bely het dat die Here God is nie. Hulle vra nie vir sy leiding as hulle in die oggend opstaan nie. Hulle vra nie vir sy beskerming as hy die een voet voor die ander voet begin sit nie. Hy sê nie vir die Here dankie vir 'n dag of 'n nag wat die Here vir hom gegee het nie. Hulle ken die Here in niks nie. En hoe dikwels is die hulle nie deel van ons eie gesin nie. Hoe dikwels is nie juis hulle wat vir ek en u ma en pa noem. Hoe dikwels as dit nie hulle, liewe broers en liewe susters, wat vir ons hulle kinders noem nie. Hoe dikwels is dit nie hulle wat vir my of vir ek en u man en vrou noem nie. Die koninkryk van God is baie naby. Die Here is op pad. Ek wil vir u vandag sê, die Here het hulle 2-2 uitgestuur. En hy het ons uitgestuur waarna toe hy sal kom. Hy het ons uitgestuur waarheen hy sal kom. Moenie ophou praat van die Here in jou huis nie. Moenie ophou tot die Here
dan sal ons 'n ander taal praat, maar praat sal ons praat. Ek wil u vanoggend herinner, die Here het u uitgestuur. Ons moet verkondig, liewe ouderlinge, liewe ouers, die tyd van die Here het naby gekom. Ons moet verkondig, die Here staan voor die deur, die regter staan voor die deur, sê die woord van God. Ons moet verkondig, hy is hier. Die koninkryk van God is baie naby. En dan sê die woord van die Here, die oes is groot. Maar net nie so stop. Die oes is groot. En ek wil vir u vandag sê, die oes is baie groot. Kyk net voorbeeld na die kerk. Maar waar is die menigtes? Want soos ek altyd sê, die Bybel vertel vir ons van menigtes wat agter die Here aanhardloop. As u wil weet hoeveel mense het Bloemfontein, wag tot dit sien wat is die Sassa is. As u wil weet hoeveel mense het Bloemfontein, gaan na die Taps. As u wil weet hoeveel mense het Bloemfontein, gaan na die sportveld. Maar as jy op 'n Sondag in die kerk kyk, die kerk het leeg geword. Min mense kom deesdae in kerk toe. Ek het nou die dag op Facebook, ek is so lief om as so 'n blad wat hulle altyd kerke oplei, foto's van kerke. En baie mooi kerke. Nou, wat vir my so nie lekker vat is die feit dat die meeste van die kerke leeg staan. En ek wil vir julle so sê, dit is nie omdat die mense nie meer daar is. Want die meeste van die mense is nog daar. Baie van hulle is steeds daar. Maar die vraag is, hoekom kom hulle nie kerk? Mense het allerhande verskonings geliefdes in die Here as dit kom by die kerkdienste. Mense het deesdae 'n neiging om te sê, ek gaan nie kerk toe nie, maar ek ken God. Jy het nie reg God. Dat sê nie as ek nie kerk toe gaan nie, ek ken nie God nie. En dit is 'n redenasie by jou. Maar ek wil vir julle sê, geliefdes in die Here, God, hulle sê God is in my lewe, maar die woord van God, die einste God sê, in Hebreërs 10 vers 25, sê dit, moenie van die samenkomste van die gemeente af wegbly, soos dit baie se gewoonte is nie, maar moedig eerder mekaar aan, om daarheen te gaan, veral des te meer, dat dit die oordeelsdag sien nader kom. Dit is nie my woorde nie, maar is die woord van God. Die heiland is in kome, sê een van die adventgesang. As jy God ken, sal God jou deur die werking van sy gees vir jou kerk toe bring. Jy sal sy aangesig soek as jy die Here ken. Jy sal in die lig van God se woord wil wandel as jy die Here ken. Jy sal die waarheid ken as jy die Here ken en die waarheid sal jou vrymaak. Daar is ook mense wat sê, nee, wat? Ek kyk sommer kerk op TV. Ek ken nie dit. Ek kyk sommer op TV. As wat ek kerk toe gaan, wat 'n nonsens is dit? Vergewe my as ek dit vra, maar ek dink mense kan so vra. Dis seker reg om op TV kerk op TV te kyk. Dis reg. As ons reg om kerk op TV te kyk, maar moenie van die samenkomste van die gemeente af wegbly, sê die woord van God vir ons. En dikwels is mense die rede hoekom ander mense nie kerk toe kom. Het jy lei? Ek het daai ou auntie in Jordan vir my gesê, jou rok is te oop. Of wat ook al. Ek hoor mense hoor nie goed is. Maar hierdie is 'n persoonlike saak tussen jou en jou God. Ek sê dikwels die duiwel is in die kerkgebou ook. Mense hardloop weg van die duiwel in die kerk, maar as die einste duiwel wat vir ons net weghardloop, weet jy hoekom? Want hy weet hy is magtiger en kragtiger by naby. Wanneer ons in die huis van die Here is, dan kan jy inplak en jy kan vol krag wees. En dan kan die duiwel maar kom. Maar die duiwel soek vir ons buite die kerk. Hoekom? Want dit is waar sy krag tot volle werking in ons kan kom. As ek dit so kan stel. In die kerk van God ontvang ons die woord, die krag van God. Maar daar buite
sê ek het 'n bietjie kom. Ja, so wat dit so. Hier is daar mense baie beter dinge om te doen met hulle tyd. Hulle sal alles doen behalwe om tyd te maak vir die woord van God. Mense sal ook sê, my werk laat my nie toe om op kerk sonder kerk te gaan. Die wêreld het so verander. In die verlede was daar nie so werk op 'n Sondag nie. As ek maar van jou tyd. Ek weet nie. Daarom sê die woord van God vandag vir ek en u, die oes is groot. Die oes is groot. Want baie ken God nog nie. En die woord van God sê, soos die gesang sê, die tyd kom stil, maar seker. Die koninkryk van God is baie naby. En dan sê die tweede gedeelte van die vers, die oes is groot, sê die eerste gedeelte, die tweede gedeelte sê, maar die arbeiders is min. Hoeveel mense is reg bereid om arbeiders vir God te wees? Hoeveel is reg bereid om vir die Here te werk? Mense wil nie eens maklik van die Here praat nie. Het jy reg gesien? Dis iets waaroor ek en ek nie wil praat nie. Dit is wat mense beteken. Jy nou nie dit sê nie, maar jy kan sommer gesag sien. God het, as ek dit so kan noem, 'n subjek geword waaroor ons nie meer wil praat nie. As iets goed gebeur, dan erken ons God nie. Ek sê liewer, joh, maar ek is ongelukkig dat dit met my gebeur het. En ek wil sê die mense vir jou, daai is goed lah. Ken jy dit? Daar is nie iets soos goed lah. Laat ek vir u vandag sê, daar is nie iets soos goed lah nie. God is in beheer. As God dit nie laat gebeur het nie, niemand anders sou dit laat gebeur nie. En selfs in die negatiewe dinge, wil ek vir u sê, God is daar. En daar kom altyd iets positief in dit. As ek nie bereid om arbeiders vir God te wees. As ek nie bereid om God se lig te laat skyn in hierdie wêreld, sodat mense kan sien die God wat ons dien. As ons bereid om God se lig in ons donker huise wat baie keer donker is, sonder die krag af is, te laat skyn. As ons bereid. Maar hoe kan ons dit doen? Ek gaan nie praat oor die hele teks, ek gaan net so oor sekere gedeeltes praat. Maar hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons arbeiders vir God wees? Die woord van God sê, bid. Dit is wat Jesus vir hierdie twee seun sê. Hy sê, bid. Ek het hier op 'n Sondag in die kerk gesê, ons bid te min. As die kerk bid ons te min. Is nie met my saam. Sien net iets anders. Ons wil liever beklei as dinge nie volgens ons reg is nie. En ons wil loud wees. Ek praat seker soos die jong mense praat. Maar jy is baie loud met jou. Ons wil loud wees. Die kinders weet ook al, as ma of pa gaan uitvind, dan is die jaloers. Daar is mense wat nog by die hek aankom, dan beklei hulle aan. En dan sê die auntie nog, ek het mos nie op my bek gevat. Maar God wil hy wil hê ons moet loud wees. God wil hê ons moet stil raak. God is nie 'n God van loudness, as ek dit so kan stel. Raak stil voor God. Raak stil in gebed. Dis waar jou krag lê. Dis waar jou wysheid en insig lê. Wat sê die lied? Wees stil en weet. God is nie 'n God van chaos nie. As daar loudness is, dan is daar gewoonlik chaos ook. Jesus sê vir die 72, gaan nou. Dis wat ons het nog gelees. Gaan nou, nie later nie, nou. Geliefdes in die Here, die tyd is nou. Laat ons nou gaan en praat van die Here. Laat ons nou gaan en praat van die koms van die Here wat naby is. En u sal sien hoe kyk mense hier aan as u kom en praat van die Here. In die
As ons gepraat het van die Here, sit dit in die sin, dit was 'n goeie gesprek. En dan het die groepietjies so groter geword, want ons lekker om van die Here te praat. Maar wanneer daar nou deesdae van die Here gepraat word, dis laat op jouself praat. Dit is hoe dit is. Maar hoor wat sê Jesus vir hulle verder. Hy sê vir hulle verder, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe. Tussen wolwe. Jy onthou hoe, wat het ek aan die begin gesê? Hierdie is 'n battle. Dit is 'n battle. Hierdie is nie 'n uitstap nie. Dit is nie 'n piknik nie. Van as 'n mens dink, wat as 'n lam voor 'n wolf? As vleis. En ek wil amper sê 'n slagting. As ek dit so kan stel. Maar wat is 'n lam met die lam van God? Want as 'n lam stap ons nie alleen in hierdie wêreld in. Die lam van God is altyd met ons. Wat is 'n lam met die lam van God? 'n lam met die lam van God is meer as 'n oorwinnaar. Deur Christus wat vir hom bewaar die krag het. Met God sal ons selfs in ons battle, wanneer die battle op sy ergste is, sal ons smile. Want ons weet God ver namens ons die battle. Jesus sê verder vir hulle, moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie. Hierdie is om soos met Lia aan te gaan. En wat van die dinge wat ek wil koop hier langs die pad? As ek met 'n beursie saamvat. Ek moet elke dag change, dis wat ons sê. Ek kan miskien elke dag dieselfde klere loop. Ek wil dan my mooi wit skoene aantrek. Ek weet nie of jy vir my gesien het, nou dat ek vader is. Maar sien oor ek praat. Ja, ek het nog gekyk, wie kyk my skoene. Ek sou nie anders geloop as die beeld is maar weet jy hoe sê die Here dit? Die Here wil nie hê ons moet fokus verloor nie. Dit is so maklik om op geld te fokus. Geld is 'n ander ding, mense. En geld het die neiging om sommer net te verdwyn. Ek weet nie of jy gesien het nie. Vir baie mense is dit einde van die maand tot einde van die aand. Ek weet nie of jy die spreekwoord ken nie. Dis nou daar vir Petrus die werk. As dat nie. Maar ek wil vir jy sê, God verdwyn nooit nie, is altyd daar. Dit is so maklik om te fokus op wat ons het. Dit is so maklik om te fokus op aardse dinge, maar Jesus wil hê ons moet op hom alleen fokus. Besittings kan jou nêrens bring, liewe broers en liewe susters. Maar Jesus is die weg. Jesus is die deur na God toe. Jesus is die verlosser en saligmaker. Jesus is die een wat ons kan laat oorgaan van hierdie tydelike na die ewige. Nie besittings nie. Besittings maak jy soms baie kwaad. Is ons so? Maar Jesus gee vrede en vreugde. As jy altyd kwaad in jou huis is, verskuif net die fokus na Jesus, dan sal jy sien wat gebeur. Ek wil nie praat wat net oor die anties nie. As kom so op net kwaad is, sê dat jy daar gesê, beiden is, sê jy die oopies maar. Maar van die ander dag, as moet ek maar weer op dan. Fokus net op die Here. Want as God jou stuur, sal hy voorsien. Die 72 sê die teks, ek is amper klaar, het vol blydskap teruggekom na die Here toe. Dis wat die Here kan doen. Wanneer jy geloop het, soos die Here wil hê jy moet loop, dan sal jy altyd vol blydskap terugkom. Dit is wat die Here kan doen. Ek wil afsluit. Onthou die Here het ons die mag gegee, broers en susters, om op slange en skorpioene te trap, sê die woord van die Here. Die teks wat ons nou so pas gelees het, en die vyand met al sy geweld te oorwin. Het jy dit geweet? Ons wil nie die ding ingaan nie, as ek amper lus om te sê. Maar hierdie battle, geliefdes in die Here, moet ons altyd op ons lewe. Ons kan dit nie uit ons eie doen, uit eie krag nie.
Ons is almal gestuurdes van die Here. Is ons bereid om te gaan? Is ons bereid om te getuig van God in hierdie wêreld en om van hom te getuig in ons huise? Die oes is groot, sê die woord van die Here, maar die arbeiders is min. Laat ons nou uitgaan vir die oes. Die deur kan enige tyd oopgaan om die oes te ontvang. Ons is lammers tussen wolwe, maar saam met ons is die lam van God. God is met ons waar ons ook al gaan. As die Here jou stuur, stap jy nooit alleen nie. Laat ons niks saamneem op die pad nie, maar dit is fokus op die Here alleen. Fokus net op die Here, hy sal voorsien. En die beste plek, soos ek net gesê het, om te wees, is op ons knieë aan die voete van die Here. Gebed verander sake, want gebed maak die deur vir God oop. Die Here sal vir ons blydskap gee, maar die grootste blydskap wat ons sal ontvang, is die wete dat ons name in die hemel opgeskryf is. Die koninkryk van God het baie naby gekom. Mag die Here sy woord in ons harte sien. Amen. Kom ons bid net saam met die Here. Dankie dat ons nou onder die 72 God wees. Here, wat U een kan geroep het, Here. Wat U vandag, Here, kom toegerus het. Here, wat U wil ons uitstuur. U het ons uitgestuur in hierdie donker wêreld. Here, want die oes is groot, maar die arbeiders is min. Maak ons bereidwillig, o Here, om arbeiders vir U te wees, o Here. Maak ons bereidwillig, Here, om van U te praat en van U te kan getuig in hierdie wêreld. Maar Here, help ons dat ons altyd sal fokus op U. Dat ons altyd, Here, aan U voete sal gaan sit. Here, van U is ons 'n bron van krag. Sonder U kan ons niks doen. O Here, ek bid vir elkeen vanoggend wat opgekom het. Here, U ken die mense. Ek weet nie wat in hulle harte en in hulle lewens aangaan. Ek weet, Here, dat elkeen vanoggend soos hulle hier sit, Here, die een of ander battle het. Here, miskien is dit waar die dood, Here, verskeie kere ingekom het. Kom bid ek, Here, wees hulle genadig en barmhartig. O Here, wil U hulle aanraak met God, net soos U kan. En wil U, Here, vir hulle die genesing van hart. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat die dood van U troue dienaars, o Here, is vir U geen geringe saak. Maar dankie ook dat ons weet, Here, dat U die ene is, Here, wat ons trane afdroog. Nie net die trane, Here, van ons wange nie, of van ons oë nie, maar die trane, Here, ook van ons harte. Here, maar as mense wat ander battles ook het. Here, wat miskien by die punt gekom het, wat hy of sy sê, maar ek kan nie meer nie, o Here. Here, ek sukkel voort, maar al wat ek kan sien is net donker. Here, wees vir hulle God van nabyheid. Here, ons kan nie na mens toe gaan nie, Here. Daar's niks wat mens vir ons kan doen nie, maar daar's alles wat U vir ons kan doen. Lei ons altyd in U waarheid, o Here. En wil U vir ons, Here, in ons harte die wete gee, dat U naby is as 'n broer. O Here, U woord leer ons, die koninkryk van God is baie naby. Help ons, Here, dat ons hand in eie boesem sal slaan, o Here. Dat ons sal self ondersoeking stel. Here, dat ons sal vra, maar hoe staan my saak met die lewende God? Maak ons stil voor U. Here, haal die loudness uit ons uit, Here. Dat ons sal stil word voor U, o Here. Want dit is wanneer ons stil is, Here, dat ons kan U stem, Here, in ons harte hoor. Here, die wêreld, Here, is so onbestendig. Die wêreld, Here, is dikwels so luid. Maar Here, help ons, dat ons deur dit alles, Here, U stem, Here, sal hoor. Here, dat ons deur alles, Here, U hand in ons lewens sal sien. Dikwels, Here, is daar nie veel nie. Maar Here, U is daar.
En wat ons leer van Dawid is dat as ons U het, o Here, het ons alles. Lei ons, Here, in die spore van geregtigheid, om U naam. Sê die woord in ons harte. En help ons, Here, dat ons sal uitgaan, Here, en U woord sal verkondig, Here, selfs in ons huise. Ons bid dit in Jesus naam.